jy gaan nie tyd spandeer nie, gaan dit jou niks help nie, want die Bybel sê, in Matteus 13, is jy gereed om dit te hoor? Vers 19, as iemand, ek praat met jou oor die 66 boek biblioteek en jou mind. As iemand die woord van die koninkryk hoor, met ander woorde, jy het nou iets gehoor, hierso gelees of gehoor. As iemand dit hoor en dit nie verstaan nie, met ander woorde, hy het nie tyd gespandeer aan daai versie nie. Hy het dit nie gekou, soos dat jy 'n lekker stukkie biltong kou nie. Hy het nie tyd, as iemand die woord hoor en dit nie verstaan nie, dan kom die bose en roof wat in sy hart is. Wat gesaai is. As jy by die kerk uitstap en jy verstaan nie wat ek gepreek het nie, dan is jy om die draai as weg. Maar jy moet die woord vat, partykeer 'n notas maak en dit weer gaan lees. Dit is so maklik vandag, want as dit YouTube, en jy kan na my preek na die tyd luister, as jy die spesifieke preek wil luister, en jy kan hom pause, en gou daai vers gaan opsoek, en dan kan jy hom neerskryf, en jy kan sê, ek gaan hierdie vers leer. As jy die woord hoor, en dit nie verstaan, jy kom die duiwel en hy steel. Dus ek moet nou tyd met hierdie woord spandeer, sodat my brein kan verander. Ek kan die MCT oil gebruik, daai coconut olie wat seker goed van uitgehaal is, of ek kan die Ceprolax, ek hoop ek sê die woord reg is, gebruik, maar daai gaan nie my happy maak. Dit gaan my nie suksesvol maak nie. As ek hierdie medisyne gebruik, gaan dit my brein verander en ek gaan my hele liggaam en my hele lewe verander. Want die Bybel sê, liggaamlike oefening het mos nut. Maar as jy dit vergelyk met die godsaligheid se nut, is goed vir hierdie lewe en die ewige lewe. Praat met jou gou oor hierdie 66 boek medisynekas, wat ons Bible biblioteek noem, en oor jou brein. Soos kom ons kyk, hoe gaan ek hierdie boek in my brein kry? Ek moet by myself sê, maar eers, jy het 'n nuwe brein nodig. Dit klink dan omtrent na belediging. Spreuke 4:23 sê, wees versigtig wat jy dink, want jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Soos ek moet hierdie denke regkry en ek moet versigtig wees wat ek dink. Nou julle weet ons, mens dink net dit wat jy hoor en wat jy hier laat ingaan en hier laat uitgaan. Dis maar wat mens dink. Soos ek moet versigtig wees, die Bybel wie sê, wees versigtig wat jy hoor. Weet al daai vers gelees. Jy moet baie versigtig wees wat jy toelaat. Te veel TV, dan gaan jy later soos die TV word. As jy sien as probleme, dan kan jy maar net vir die kinders vra, het julle weer TV gekyk vandag? Nee, dit is dan nie so nie. Te veel TV is nie goed vir jou gestel nie. Wees versigtig wat jy hoor. Soos as ek hierdie hoor, dit gaan my lewe ingrypend verander. Nou kan ek gou die hande sien, wie in hierdie plek het 'n faset in jou lewe waarop jy 'n ingryping nodig het. Kan ek jou hande sien? Hier is 'n paar hande wat sê, ek het iewers iets in my lewe waar ek 'n ingryping nodig het. Wel, as jy jou denke kan verander, wees versigtig wat jy dink, want jou denke kan jou lewe ingrypend verander. En wat is beter om aan te dink as die 66 boeke in die Bybel? Nou gaan die woord van die Here verder en hy sê in 2 Korintiërs oor hierdie dink, hoe om jou brein te verander. Want as jou brein verander, verander jou hele lewe. En die Here het vir my gesê, toe ek voorberei, toe sê ek, Here, waaroor moet ek bedien? Toe sê hy, bedien oor dit wat jy hierdie week gelees het. Toe sê ek, Here, maar ek het baie gelees. En toe sê hy vir my hierdie vers, die hele skrif is deur God aangegee. Die hele skrif, soos ek moet oor die skrif praat. En dis nuttig.
sodat die mens van God volkome kan wees. God wil hê nie net jou brein moet reg wees nie, maar jou hele liggaam en jou lewe moet reg wees. Maar daar's voorwaardes. As jy hierdie brein eet, sal dit jou, hierdie woord eet, sal dit jou brein verander en dit sal jou transformeer. Nou kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18. Terwyl ons almal met onbedekte gesig, met ander woorde niks voorgee nie, without pretension, sit my idees een kant, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, julle het almal in die spieël gekyk vandag, hierdie woord is 'n spieël, terwyl ons almal ons pretensies een kant sit, en met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, dis die woord is die spieël, want die spieël sal vir jou sê hoe lyk jou lewe, die spieël sal vir jou sê wat is verkeerd, wat is reg. Terwyl ons soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Jy het 'n metamorfose, jy word van gedaante verander na dieselfde beeld, na sy beeld. Jy word van gedaante verander na dieselfde beeld, en dan sê hy, komma, as deur die Here. Hy sê na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Hoe langer jy kyk, hoe meer gaan jy verander. Ek dink nie 'n ou moet eintlik minder as 'n uur lank op 'n dag in die spieël kyk nie. Op party mense hou baie van die spieël. Ek kan sien julle het almal in die spieël gekyk vanoggend. Die hare is gekam, en party mense kyk so. En party mense hou baie van hulle self in die spieël. Veral as jy hierso by 1920 is, dan laat jy die spieël baie. Later van tyd dan worry jy nou nie meer so baie oor die spieël. Ek weet nie, die dames kyk nou vir my so, hulle sê, ek like nog steeds die spieël. En jy agterkom as jy in die spieël kyk, dan verander jy. Jy kam jou hare, behalwe as jy nie hare het nie. Jy vee die dames vee die mascara reg wat. Die pink het hier gesit, en nou moet dit hier sit. Die lipstifie wat per ongeluk op die voorkop gekom het, word afgevee. En as jy klaar in die spieël gekyk het, dan lyk jy anders. Julle lyk almal anders as toe julle opgestaan het vanoggend. Want jy het in die spieël gekyk. Ek gaan weet, as ek jou maniere sien, of jy in die spieël gekyk het. Want as jy hier in hierdie spieël kyk, verander jou maniere. Ek kan duidelik sien, as iemand in die verkeer is, of hy in die spieël gekyk het vanoggend. Ek kan duidelik sien, as iemand geïrriteerd voorkom, of hy in die spieël gekyk het vanoggend. Hoe meer jy in die spieël kyk, hoe meer word jy van gedaante verander. Daai woord verander in die Grieks is metamorfose. Dis waar ons metamorfose woord vandaan kom. Van die papie, die eier en die skoenlapper. Dis 'n totale verandering. Big change in me. Big change in me. Ek dink die mens kan minder as 'n uur lank in die spieël kyk per dag. In die spieël kyk. Terwyl ons almal met onbedekte gesig, without pretensions. Soos in 'n spieël, in die woord van God, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander to the same, na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid, en as ek nog kyk, tot heerlikheid, from one degree of glory to another, deur die Here doen self die werk. Terwyl jy kyk, doen die Here die werk. Jy moet net kyk, dan doen die Here die werk. Jy moet net kyk, en soos jy kyk, doen die Here die werk deur sy gees in jou hart. Skielik voel jy lus om iemand te bel en te sê, ag man, ek is jammer.
Ek het agtergekom die meeste ongelukkigheid, of baie ongelukkigheid dan liewer, is totaal onnodig. Want iemand het iets gehoor van iemand anders wat iets verstaan het van 'n situasie wat glad nie so bedoel was nie. En toe vertel daai iemand wat iets verstaan het van die situasie, dit vir iemand anders en vertel dit vir jou, en nou is dit 'n storie wat glad nie waar is. Ek het dit al meer as ek het al vele kere gesien in my lewe. Mense is al vir my kwaad oor iets wat ek glad nie gedoen het. Was nie daar nie. Ek staan verstom. Maar hoe meer jy in die Bybel lees, hoe meer verander jy. Wie van julle dink julle moet 'n bietjie verander? Saam eerlik. Daar's nog mense. Wie dink jy is alright, jy het gearriveer, jy het niks verandering nodig? Okay, wie dink hulle het verandering nodig in hierdie plek? Dit lyk beter, dit lyk meer na belydenis. As jy nie weet of jy moet verander, vra jou vrou of jy verandering nodig het. Daar sal jy nou 'n goeie antwoord kry. Ja. Lees jou Bybel, broer. Suster, as hy volgende keer moeilik is, sê vir hom Bybel toe. As hy moeilik is, sê vir hom Bybel toe. Jakobus praat so, hy sê jy sal happy raak as jy die Bybel lees. Hy sê maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, nie hy wat gou seën vader, seën sop, hier en daar 'n wurmkop. Huis toe. Nee. Jy moet diep inkyk. Die Bybel sê, maar hy wat diep insien. Ek praat met jou vanoggend oor, lees jy ooit die biblioteek wat God jou gegee het? Dit gaan jou brein verander en jou hele gedaante. Jy gaan 'n metamorfose kry. Big change in me. Big change in me. Daai knorpot gaan verander, man. Ek is so gebore, my vrou, my pa was ou grom. Eers was dit oupa, hy was ou grom. En toe is pa grom. En nou is ek ou klein grommetjie. Dis in ons gene. Come on, gaan lees 'n bietjie Bybel. Kyk in die spieël en vee die gesig skoon. Hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. Met ander woorde, jy begin jou lewe te verander volgens wat jy sien wat verkeerd is. Daarby bly, hy sal, sê saam my sal. That's a promise. Hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is, hoekom vergeet hy dit nie, want hy het diep ingekyk. Nou word hy 'n dader van daardie werk, hy sal gelukkig wees. Van die vertaling sê, he will be blessed in wat hy doen. Come on, ek kan op jou gesig sien of jy diep in die woord gekyk het. Anders het jy nog nie vanoggend vir jou gesig vertel. Jy het diep in die woord gekyk. Ou wat diep kyk sal gelukkig wees. Kom sien ek daar's nou skielik 'n paar glimlagte. Hy wat diep in kyk sal gelukkig wees. Vertel vir jou gesig ook net as jy in die Bybel gekyk het. Hy sal gelukkig wees want hy's 'n dader. Spreuke 15:15, hierdie ene kan jy maar leer. Al die dae van die bedrukte is sleg. Jy ken mos sulke mense, alles is net sleg. Die Springbokke is sleg, die ekonomie is sleg, die rapport is nie meer wat hy was nie, die politiek is swak, die weer is sleg, die huispryse is sleg, die petrol is sleg, en al die dae van so 'n bedrukte mens is net sleg. Maar die vrolike van hart het gedurig fees. Hoe verander ek my hart, my mind? Ek lees die 66 boeke. Stamp so begin jou vrou, sê ou vrou, ek dink jy moet die 66 boeke lees. Ek dink na vanoggend dat ons in die kar so 'n bietjie vassit dat jy moet die 66 boeke lees. Nee, kom ons begin aan onsself werk.
Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike verhardheid gedurig deur vrees. Dis nie jou geld wat maak of jy happy is nie. Dit maak nie saak in wat se huis jy bly of jy happy is nie. Dis hy wat diep inkyk in die volmaakte wet van die vryheid. Hy is gelukkig in wat hy doen. Kan ons weer daai vers lees? Hy wat diep insien, hy wat tyd spandeer. Party van julle sien ek altyd maak notas. Ek weet julle gaan lees dit by die huis weer. Ons gaan hierdie preek ook op YouTube laai en oor 'n week of so gaan hy op YouTube wees en dan kan jy luister, pause, die vers neerskryf, hom in jou Bybel merk. As jy deur my Bybel blaai, sal jy sien daar's baie verse wat hy langs het. Staan vir leer hom. Memoriseer hom. Sê hom op. Dan hoef ek nie meer vir myself te sê, die Here is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. Ek hoef dit nie meer vir myself te sê nie, dan weet ek dit. Dan loop ek deur die strate met 'n blydskap in my siel, want die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Ek weet dit is in my DNA gegraveer. Want dis nou tyd om hande te klap in hierdie plek. Gee vir die Here 'n lofoffer in hierdie huis. Het jy in die spieël gekyk vanoggend? Ek praat nie van net so 'n glans gevang. Lees jou Bybel, broer. Matteus 22 sê Jesus vir hulle. Party mense is soos maar deur mekaar. Jammer, julle weet mos nou. Die Bybel sê jy dwaal omdat jy die skrifte nie ken nie. En ook die krag van God. As jy 'n bietjie jou mind agter mekaar wil kry. Matteus 22 vers 29. Hy het al in my Bybel daai. Matteus 22:29. Jy dwaal omdat jy die skrifte nie ken nie. Mense wat afvallig raak, hulle dwaal omdat hulle die skrifte nie ken nie. Mense wat die pad byster raak, mense wat by dwaalleringe betrokke raak, hulle dwaal omdat hulle die skrifte nie ken nie. Daar's baie dwaalleringe. Jy dwaal omdat jy die skrifte nie ken nie. Jy raak deur mekaar omdat jy die skrifte nie ken nie. Leer jou Bybel sodat jou kop agter mekaar kan wees. Kyk, 'n ou se kop moet daar reg wees. Jy help jou ou se lyf is reg en jou kop is deur mekaar. Daai ou se lywe is reg, maar hulle koppe is deur mekaar. Wat help dit nou in die lewe? Jy kry jou kop reg, dan kan jou lyf ook regkom. Matteus 22:29, Jesus sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en nou ken jy ook nie die krag van God nie. Jene, ek wil albei ken, ek wil die skrif hê, en ek wil die krag van God in my lewe hê. Ontvang julle iets vanmôre, ek hoop so. Julle moet hierdie beauty cream aansit, jy moet in die spieël gaan kyk, suster, dan sal jy nie so met die traffic gesels, deur die kar se venster as ek daar by jou verby ry nie. Hoekom kyk jy skielik af, suster? Nee, dis nie een van julle nie, hoor. Dis nie een van julle nie. 'n Nuwe brein is ook nie lus om sonde te doen. As jy sukkel met sonde in jou hand, wil heeltyd na die sonde toe gaan. Of jou hart dryf jou na die sonde toe. Jou oë wil net kyk waar hulle nie moet kyk nie. Jou ore wil net gaan wandel waar hulle nie moet wees nie. Dan het jy te min in die Bybel gelees. Want as jy die skrif vat en jy leer versies en jy bære in jou hart, gaan jy nie lus wees vir sonde nie. Die Bybel sê, ek het die woord in my hart gebêre dat ek teen U nie sal sondig nie. As jy lus is vir sonde, gaan lees 'n bietjie Bybel. Sê vir jouself, ek gaan meer tyd met die spieël spandeer. Jy het 'n overall nodig. Niemand wil dit vir jou sê nie, laat ek maar vir jou sê, jy het 'n overall nodig. Party mense is bang om vir jou te sê jy het 'n overall nodig, want wie's jy om vir my te sê? Gelukkig as ek hier staan, dan weet jy mos, ek kan met jou lekker reguit praat in 'n oop gehoor. Jy het 'n overall nodig. Nie daai overall wat jy in die wasmasjien gooi nie. Jy moet in die spieël gaan kyk.
Verander my, Here. Change my heart, O Lord. Make it ever new. 'n nuwe brein is nie lus vir sonde. 'n nuwe brein, miskien het jy gesê, ek het 'n bietjie sukses nodig. 'n nuwe brein is reg vir sukses. Ou flou brein kan nie sukses behaal nie. Psalm 109 vers 105 sê, U woord, die spieël is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hierdie spieël sê vir my wat se transaksies ek moet doen en wat ek nie moet doen nie. Die spieël sê vir my, as ek vandag iets wil doen, dan bid ek daaroor vandag. En deur die nag dan het ek mos met God gepraat. Môreoggend dan sê hy vir my, moenie dit doen nie. Al weet ek dit wat ek gaan doen gaan werk. Die spieël sê vir my, moenie dit doen nie. Want God sien ver, oneindig ver. En my besigheidstransaksie is nie my bron. Hy is my bron. In die bediening, ek is nou 'n klompie jare in die bediening, amper 25 jaar, was daar vele maande wat daar nie vir my rand en sent was om te kry as 'n salaris nie. Maar nog nooit was 'n rekening van my nie betaal. En nog nooit het ek nie brood gehad om te eet. Want my boek sê vir my, ek het nog nooit gesien dat die regverdige of sy nageslag brood soek nie. Altyd kos in huis. Want my boek sê, en ek glo hierdie boek, dat hy vir my sal sorg. Ek het dit gelees hier. Nou het ek vreugde. Ek hoef nie te worry waar ek gaan slaap vanaand. Want hy sorg vir sy bemindes. En hy gee dit vir hulle en hulle slaap. Ek het die boek gelees. Jy worry, omdat jy nie die boek lees nie. Josua praat so oor hierdie sukses. Hy sê, hou hierdie wetboek altyd by jou. Die ou vertaling sê, laat die woorde van hierdie boek nie uit jou mond wyk nie. Dit moet altyd in jou mond wees. Dink dag en nag daaroor. Bepeinsde dag en nag. As jy gaan slaap, dink aan die skrifgie wat jy geleer het vandag. Vra vir Mariska, as ek gaan slaap, ek praat dikwels in tale. Hoekom praat ek in tale? Ek is net te vol van dit wat ek gelees het en geleer het. Wat jy insit, gaan jy uithaal. Maar as ek Prison Break gekyk het, dan kan ek net aan Prison Break dink. En dan maak ek planne, hoe moet hulle nou by Prison Break ontsnap? En dan sê ek vir myself, daai ou moet dit doen, om dit te doen, om dit reg te kry en dan uit te kom. En dan dink ek nie aan Paulus en Silas nie. Hoe hulle uit die tronk uitgekom het. Want ek het my met Prison Break besig gehou. Ek sal eerder die woord in my hart bære, dan praat ek heel nag in tale, ek kan nie anders nie, want dit wil net uitborrel. En dan sal hy vandag met my praat en vir my sê wat ek moet doen môre. Hy sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Bepeinsde dag en nag, sê Josua 1 vers 8. Sodat jy alles kan doen wat daarin staan. Jy sal dan, 'n belofte, jy sal sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. Daar's baie quick fixes. Jy kan bid en God doen wonderwerke. Môre gaan jou toon weer seer wees. Want God het jou net kans gegee om by jou boek uit te kom. Kyk vir Prison Break. Vergeet om te bid en jy sal krimp. Dis die 66 boeke. Hoeveel keer het jy al raad gehad vir ander mense? Jy sien hy loop krippel.
En jy het ook krippel geloop, ek het dus 2 jaar terug krippel geloop, want ek kon nie die 3 trappies by my stoep afklim nie, ek moes 'n kierie gebruik by my eie huis om daar op en af te loop. En toe het ek 'n wonderlike raad gehoor. Kan nie vir julle sê wat dit is nie. 'n Wonderlike raad gehoor en ek het begin gebruik, 'n eenvoudige raad. En my knie is heel reg. En nou het ek al by baie mense kom en sien ek hulle knie is seer en loop met kieries, dan sê hulle nee, dit gaan nie vir hulle werk nie, want dit en die en daai en dan toets hulle dit nie. Dan dink ek by myself, ai. Want ons kry so baie rate en jy het so baie raad vir mense en mense is moeg vir rate. Die outeur van lewe het sy medisynekas vir jou gegee. En dis veronderstel om jou mediese fonds te wees. And he has never failed me yet. En dit gaan goed met my. En as jy agterkom, dit gaan nie met jou goed nie, dan moet jy dalk 'n bietjie gaan kyk of jy genoeg in die spieël kyk. Want ek het nog nooit die regverdige verlate gesien. Of dat sy nageslag brood soek nie. Daar's party mense wat eenvoudig geseënd is omdat hulle ouers regverdig was. Baie mense dien nie die Here nie, maar hulle ouers was regverdig, nou is hulle geseën. Maar as jy een van daardie mense is wat nie die Here dien nie, wil ek vandag vir jou sê, kry dit reg, want jy gaan ook 'n nageslag hê. Baie mense is net geseën omdat daar 'n pa en ma is wat vir hulle gebid. Ek het nog nooit die regverdige verlate gesien nie. Kyk jy genoeg in die spieël? Of dat sy nageslag brood soek nie. Kom ons sluit ons oë. Here eet, maar dis elkeen vanmôre gepraat oor die spieël, oor die 66 boeke, naamlik die Bybel, Biblios, die biblioteek, die skrif. En hy het met ons gepraat of ons genoeg in die spieël kyk. En of ons diep in kyk, want baie mense soek net gou 'n wonderwerk, maar hulle wil nie tyd spandeer met die woord. Daar's duisende beloftes. Wie weet hoeveel? Duisende. Duisende. Maar elkeen het 'n voorwaarde. En hoe meer jy tyd spandeer in die woord, sal daardie beloftes vir jou waar word. Een van hulle is die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks by nie. Omdat ek vir die koning werk, was daar maande wat daar nie salaris vir my was. Maar God het sluise vir my oopgemaak. Wat ek vir julle vertel, sluise, waarvan net hy alleen kon weet. Kyk 'n bietjie in jou spieël, broer. In die geeswêreld is daar peanut butter op jou wang, en broodkrummels onder jou ken. En 'n roomys wat jy gisteraand geëet het, sit nog op jou bolip. In die geeswêreld moet jy jouself mooi maak. Want God gaan hier verby en hy wil jou seën. Nou, hoe gaan jy dit doen? Jy gaan die woord lees en dan gaan God met jou praat. Dan gaan hy vir jou sê, bel so en so of stuur vir so en so 'n WhatsApp en vra net hoe gaan dit. Gaan met jou praat en hy gaan vir jou sê, vergewe vir daai persoon. Hy gaan vir jou sê. Hoe weet ek dit werk so? Want ek weet dit werk so. En jy gaan 'n preek vat, gaan na my YouTube blad Kobus Du Plessis, gaan luister na een van die preke daar, daar's honderde. En dan luister jy hom stadig, nie vinnig nie, stadig. Ek het hierdie week een preek geluister, net een. Maar ek het omtrent so 3 of 4 dae lank aan hom geluister. En elke dag meer as 'n uur ten minste.
Want ek pos hom, dan gaan soek ek daai vers op. Dan bære ek daai vers in my hart. Dan merk ek hom in my Bybel. En ek tik hom uit, my notas. En dan gaan ek aan. Ek praat net so 'n bietjie prakties, hoe om dit prakties te doen. En God gaan jou lewe verander. Jy gaan 'n fantastiese, jy is klaar smart, maar jy gaan fantasties word. En jou vrou gaan sê, ek is so bly, ek het nie na my ma geluister nie en met jou getrou. Ek like jou meer as die dag toe ons getrou het. Maar as jou vrou nie van jou hou nie, so jy altyd 'n probleem met jou, dan is dit dagtyd dat jy in die spieël moet kyk. En as jy voel sy is nie meer so mooi nie, dan is dit omdat jy haar nie mooier gemaak het nie, as toe jy haar gekry het nie. Want toe het jy gedink sy is wonderful. Jy gaan voor God staan as jy nie in die spieël kyk. Maak ons jou oë weer toe, sê Here, verander my. Net so in jou gemoed, net in jou hart, Here, verander my. Ek weet hy sal vir jou terug sê, gaan lees jou Bybel. Here, ek wil verander. Change my heart, Lord. Make it ever new. Terwyl ons so sit en iemand rondkyk nie, is daar dalk iemand in ons plek, in hierdie huis wat sê, na aanleiding van die lied wat ons gesing het, ek wil vanmôre my hart vir die Here gee. Dan gaan ek jou vra om net jou hand op te steek en ek wil 'n gesamentlike gebed doen as daar so iemand is wat sê ek is my lewe is nie waar dit moet wees. Ek het al my hart vir die Here gegee. Ek weet almal hier het dit al gedoen. As daar iemand is in hierdie plek wat sê ek het al my hart vir die Here gegee, maar ek is nie vanmôre waar ek moet wees nie. Dan kan jy net daar bly sit. Ek wil net 'n indikasie hê of jy so iemand is. En jy steek jou hand op en dan gaan ek 'n gebed doen. 'n Algemene gebed. Is daar so iemand? Enige iemand? Sien die hande? Ek sien klompe hande. Dit is almal kinders van die Here wat hulle hande opsteek, maar hulle sê ek is nie waar ek moet wees. Kan ons saam bid? Kan ek maar bid? Is julle gereed? Kan ek maar net oorgaan? Is daar nog iemand wat aangesluit wil wees? Sê Here, is ek. Doen net 'n indikasie. Doen net iets van jou kant af. Here, u sien die hande wat opgegaan het, wat weer gesak het. Dalk gaan daar nog 'n hand op. Ek dra hulle op aan u. Hulle sê Here, ek is nie waar ek moet wees nie. Ek wil verander, Here, en ek vra u om 'n werk in my lewe te kom doen. Ek sal my kant doen, Here, my deel doen is om te lees en te bid. Ek sal van daai Facebook tyd afstaan, Here. Help my asseblief, Here. Ek bid dit vir elkeen wat hand opgesteek het. En ek seën hulle met 'n suksesvolle tweede helfte van 2026. En dat hulle teen Desember en Januarie volgende jaar sal sê, die lewe is 'n lied. You have turned my mourning, my gewee klaag. You have turned my mourning into dance. Ek bid dat elkeen sal seën om in hierdie jaar betrokke te wees in die dienswerk van die Here. En as hier mense in hierdie plek is wat moet inskakel en betrokke raak by iets in die gemeente, dat u in hulle hart sal deel, aan die einde van hierdie jaar sal sê, ek het gegroei. Verander nie net hulle wat hande opgesteek het se lewens nie, maar ook myne. En elkeen in hierdie plek. Nader my God, nader by u. Amen. Het jy die woord ontvang vanmôre? Kom ons sê vir hom dankie. Dankie Here. Dankie Here. Baie dankie. Amen.